Onderwys verander vinnig met ouers wat toenemend 'n meer persoonlike en buigsame leerbenadering verkies. Vandag gesels ek met Wikus van die Mos Inisiatief sowel as Simonay en ons wil 'n bietjie meer weet oor hoekom gesinne tuisonderrig kies en hoe Mos wêreldwyd ouers van die grondslagfase tot matriek begelei. Hartlike goeiemôre julle twee. Baie welkom. Dis Mos waar julle wil wees hierdie tyd van die oggend. Dis altyd lekker. Wikus, daar is, ek meen, amper wat sit, maar die 300,000 mense wat al hoe meer begin met die tuisonderrig en goed. Dus hoekom dink jy is daar so groot behoefte dat mense dit eerder begin doen? Ek dink een van die redes is dat mense vergeet dat tuiskool is eintlik 'n reg. Dit is in die skoolwet ingeskryf dat mense kan tuiskool doen. En wat baie ouers ook nie weet nie, jy hoef nie te registreer by die departement vir onderwys as jy in graad 10, 11 en 12 is nie, want dan is jy nie meer skoolpligtig nie. Maar ek dink die rede hoekom meeste ouers nou begin dink aan tuiskool is juis omdat hulle nie in 'n boksie wil wees nie. Hulle wil bietjie meer hê as wat sekere skole bied. En ek dink dit is maar die groot gevolg dat baie ouers na daai rigting kyk. Maar jy moet as 'n ouer hare op jou tande hê en geduld. Korrek. Ek dink dit is ook een van die dinge, maar uiteraard lyk dit vir my is dit tog 'n ding wat werk, want dis mos hoe julle ook groei nie. Dit is so. Kyk, ek dink ook die mense het besef, daar is soos baie meer as net om akademies te leer. En ons probeer die kinders anders laat dink. Ons probeer hulle nie spoon-feed soos die Engelsman sê nie. En ek dink dit is wat interessant is. Is jy ook dink jy dis ook hoekom die ding groei? En hoekom hulle dit meer oorweeg? Dit is definitief die groot rede. Ek dink COVID het 'n groot dit oopgemaak, aandeel gehad in daai groot groei. En ek dink ouers het toe besef, maar luister, maar hulle kan van enige plek af werk. My kind kan nie dan in skool wees nie of ouers wat op plase bly. En daar's soveel groot hoeveelheid diensverskaffers daar buite wat mense werklik kan touwys maak om presies weer die werk vir die ouer baie makliker te maak en ligter te maak. En ook waar ouers ook maklik kan sien waar vorder die kinders en hoe ver trek hulle met hulle studies. Simone, julle het ook 'n grondslagfase wat julle doen en waaroor jy baie opgewonde is. Ek weet bietjie is dit so vinnig geraak oor die graad 10, 11 en 12, maar wat die grondslagfase aanbetref, julle tot wat graad 3 of whatever voorberei. Vertel vir my 'n bietjie van hoe julle dit daar by Mos aangepak het of gaan aanpak. Ja, so ons is baie opgewonde in die nuwe fase by die Mos. Ek dink dit gaan baie wêrelde vir ons oopmaak in die aanlyn tuiskool. En soos Rudolf ook al in 'n vorige onderhoud gesê het, is dat hulle het dit baie deurdink hoe dit gaan werk en ek dink ons het uiteindelik tot by 'n punt gekom wat ons so opgewonde is oor hierdie nuwe fase. En soos Wikus ook nou sê, dit is so belangrik in vandag se dae vir ouer om nog steeds hulle werk ook te kan doen en ouers wat reis of oorsee bly, wat immigreer, wat nog steeds 'n kind in Afrikaans wil laat hulle onderrig ontvang en dit is presies dit wat ons bied. So ons is baie opgewonde oor die grondslagfase. Die grondslagfase is volgens my die belangrikste fase in 'n skool in 'n kind se leerreis. Of jy nou by gewone skoolopset is of in die tuiskoolonderrig, dit is die belangrikste vir 'n kind se want dit lê die fondasie. En ons fokus op die holistiese ontwikkeling van die kind. So dit is waar alles begin. Is dit 'n bietjie meer 'n intense fase ook, jy weet, van graad 1 tot graad 3 sê byvoorbeeld en dan van graad 4 af verander hy of? Definitief. Ek dink dit is baie meer ouer betrokkenheid want met ons self ook ons veldtog is by Mamma Magtig, soos wat ons later ook oor gaan gesels. En uit en uit moet die ouer die kind begelei. So dit is baie meer ouer betrokkenheid, daar is baie meer wat gebeur met die ontwikkeling wat plaasvind. So ons bied van graad R tot en met graad 3. Dit is fantasties. So dis nou die by Mamma Magtig. So hoe ondersteun Mos wêreldwyd dan ook nou, jy weet, ouers in hierdie proses? Ja, so ons vat die ouers se hand in die leerreis waar graad 4 tot en met graad 12 vat ons die kind se hand in die leerreis. So ons begelei nou die ouer om die kind te kan help by die huis. So ons bemagtig die ouers. So ons gee vir die ouer al die gereedskap wat hulle mag benodig om die kind tot die beste van hulle vermoë tuis te kan onderrig. So ons het byvoorbeeld 'n leerbestuurder aan boord wat die ouers se hand dan nou vat derentyd, wat die ouer lei en presies sê wat van jou verwag word. Ons kurrikulum is stap vir stap uiteengesit. Sê vir die ouer dit is wat die uitkomste is van vandag se les, dit is hoe jy dit gaan bereik en dit is wat ons saam gaan doen vir jou
om dit uiteindelik te kan regkry met die kind. En dan sien ons ook kwartaalliks vir die ouer 'n gereedskapskis huis toe, so jy kan net fokus op die akademie van jou kind en ons doen die res. Hoe lekker. En wat ek baie daarvan hou is natuurlik ook die ouer betrokkenheid. Ek is net so vinnig ook, wat is die wanpersepsies as dit kom by tuisonderrig? Baie mense dink dat tuisonderrig is 'n swakker kwaliteit, nê? En ons doen die IEB wat die meeste privaat skole in Suid-Afrika skryf. Jy kry ook dan nog 'n ander ene met die naam van Sakai. Wat tuiskoolouers kry, maar wat belangrik is, Pieter, is dat mense besef dat ek soek meer as net die akademie. En weet ons help die ouers om 'n bietjie verder te dink. So die wanpersepsie is dat dit is 'n swakker kwaliteit of my kind kan nie in 'n hoërskool skool wees nie as gevolg van welke rede ook al. En daar's ons werklik goeie kwaliteit dienste daar buite wat beskikbaar is waar ons ouers gehelp kan word, weet om 'n wanpersepsie weer te lê. So waar kan ons meer uitvind? Waar kan ons aanlyn inskryf, inligting kry? Binne 60 sekondes. Daar's hy so van. Kan mense inskryf op ons webwerf moswêreldwyd.co.za. Hulle kan ons ook sosiale media dophou ensovoorts. So dis eintlik baie maklik. Al die inligting is daar en hulle kan 'n paar video's kyk ensovoorts. Man, dit was mos nou baie lekker. Dankie dat julle so vinnig hier ingeloer het en vir ons gedeel het wat julle doen en met al die vooruitsigte en ek kan nie wag vir die volgende kuiertjie nie. Baie dankie. Baie dankie. Bly jy net waar jy is, kry solank jou sonbrandroom reg. Ja, moet nou nie by die venster uitloer nie, want dit is nog effe koel, maar hierna gesels ons so 'n bietjie oor velsorg. Hartlike goeiemôre. Good morning if you've just joined us. This is the place to be. Moenie weggaan nie. Het julle hele sonbrandroom daar? Wag. Dis mos hoe dit werk.